Integriteit is nie om net foute weg te steek nie. Dis nie net 'n mooi voorkoms nie. Dit begin soos 'n saad, geplant deur Christus self, 'n nuwe natuur, 'n nuwe mens. Hy het ons geregverdig, nou leef ons soos mense wat dit glo. Nie uit skaamte nie, uit sekerheid. Nie uit poging nie, uit oorgawe. Van wortel tot vrug, van identiteit tot uitwerking. Leef met integriteit. Goeiemôre van my kant af. Dis so lekker om sulke moments te kan beleef van nuwe lewe in Christus. Amen. Nou vir julle wat dit nou al deurgemaak het, ergens in jou lewe. Okay? Ek onthou die geboorte van my dogtertjie soos gister. Okay? Nie omdat dit traumaties was nie, maar omdat dit 'n moment was waar ek net besef het, wow. En in daai moment het so baie goeders deur my gedagtes gegaan, deur my hart gegaan, deur my gemoed gegaan, maar weet jy wat was een van die eerste en enigste woorde wat ek kon uitkry? Sy is perfek. Sy is perfek. Wie van julle het so gevoel met julle kind se geboorte? Hoeveel voel nog elke dag so? Ek dink die realiteit van die saak is dat in daai oomblik het jy soveel drome. Jy droom van haar eerste skooldag. Jy droom van wie sy eendag mee gaan trou en wie's goed genoeg. En dan is op daai stadium niemand en is nou nog steeds niemand. Okay? Nou imagine as ek as 'n aardse pa so droom oor my kind. Hoeveel drome het die Here oor jou? Die oomblik toe hy jou nie net gesien in die lewe inkom het nie, maar toe hy jou gemaak het, toe hy jou ontwerp het, toe hy jou in jou moederskoot aan mekaar gesit het, het hy uitsprake gemaak oor jou wat hy gesê het, die is wie my kind is. En raai wat was sy woorde? Dis perfek. Dis perfek. Hy gaan so ver om as hy die skepping voltooi en hy die mens gemaak, dan sê hy, dit is baie goed. Nou daai woorde wat hy gebruik, die Hebreëse woorde wat hy gebruik om te sê, dit is baie goed, sê eintlik perfek en heel. Presies wat my intensie was. Dis hoe die Here jou gemaak het. Perfek en heel en presies wat sy intensie was met jou. Maar jy sien, dis hier waar ek nou begin om hierdie ding in my hart te kry van do I live up to the expectation? En dan kom ek by 'n plek waar ek dalk goeie sê, soos, weet jy wat, ek is so gemaak en so laat staan, en dis nou maar net, ons is nou maar net mens. Nou wil ek vir jou sê, dit is nie die waarheid nie. Al is ek en jy by 'n plek waar ons soms nie noodwendig doen wat ons weet ons moet doen nie, of ons is by 'n plek waar ons die punt mis, waar ons sondig, dan kom ons by 'n plek waar ons vir onsself sê, ek is nie waardig nie, ek is nie genoeg nie, ek is nie goed genoeg nie. En dit is waar ons partykeer, as ons praat oor integriteit, waar ons hierdie disconnect het van, okay, maar ek sukkel hiermee, Willem, ek is nie perfek nie, en ek gaan nooit perfek wees nie, so, dis nou maar wat ek is. Ons het al baie hier gesels rondom die gedagte van identiteit, en dat ons identiteit vas is in Christus. Hy sê vir ons wie ons is, dis vas. En as ons nou gesels oor die gedagte van integriteit, dan sê ek dan, as ek en jy verstaan wie ons is, dan begin ons leef met integriteit, of in integriteit. En nou is daar die spanning, soos ek sê, dat dit voel dat ons nie kan opleef
tot die verwagting wat Jesus oor ons het nie. Maar dan wil ek vir jou vat na 'n teksgedeelte toe. Hebreërs 10 vers 14. En dit sê die volgende: For by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified. So as jy by 'n plek is waar jy dalk wonder, waar jy sê maar ek is nie perfek nie, dan sê die woord hier, you have been perfected for all time. Those who are being sanctified. Nou vir ons om hierdie regtig lekker te verstaan, het ons 'n bietjie van 'n taal lesie nodig vandag. Okay, nou ek hoop nie is enige taal, hoërskooltaal juffrouens nie. En as hy is, help my later reg as ek verkeerd is, maar ek glo ek is nie verkeerd nie. Hierdie gedeelte verstaan ons moeilik in Afrikaans en Engels, want ons het nie noodwendig die tyd of die tenses wat die Grieks het nie. Ons kom by 'n plek waar ons hierdie lees en dan sê ons maar he has perfected, dis past tense, dis fine. Maar jy kan nie past en present tense in dieselfde sin gebruik nie, werk mos nie. En dan sê hy, those who are being sanctified. Nou, hier so ons dit kan verstaan, in Afrikaans het ons 3 tye. Okay, ons het verlede tyd, ons het teenwoordige tyd en toekomende tyd. Dis al wat ons het. Okay, so vir ons is dit partykeer moeilik, maar die Grieks het nog enetjie wat vir ons kan hom verduidelik, maar dit is 'n bietjie weird, okay? En dis die present continuous tense. Okay? Wat hy sê is, iets het gebeur, maar dit is ook besig om te gebeur en dit gaan aanhou gebeur totdat dit klaar gebeur het. Okay, dis soos kinders grootmaak. Dit het gebeur nou en dit gaan nog altyd gebeur. Maar vir ons om regtig te verstaan, we have been perfected and we are being sanctified. Beteken dit ek is nou perfek en nou is ek okay? Nee, want hy sê you are being sanctified. Jy is besig om hierdie pad van heiligmaking te stap. Nou ek wil hê ons moet vandag 'n bietjie indelf en gaan kyk na okay, maar hoe maak ek dit prakties in my lewe? Wat beteken dit vir my? Want as jy sê ek moet met integriteit lewe, dis moeilik. Ek wil jou voorstel aan 2 konsepte vandag. Die eerste ene is posisionele heiligmaking. En die tweede ene is progressiewe heiligmaking. Okay? As ons begin met posisionele heiligmaking, dan wil ek gou vir jou 'n paar versies lees. Lees saam met my Hebreërs 10 vers 10 wat sê, volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus Christus eens en vir altyd. Ek wil vir jou sê dat partykeer is ons by 'n plek waar ons voel, okay, maar ek het nou so wegbeweeg van dit wat ek van die Here gehoor het, dat ek nou maar weer moet sy kind word. My dogter sal altyd my dogter bly. Maak saak wat nie. Dis my dogter. Niks kan dit verander nie. Net so is ek en jy sy kind. En niks kan dit verander nie. En sy uitspraak oor ons is, ek maak jou heilig. As jy in Christus is, maak ek jou heilig. Deur wat? Deur my liggaam wat geoffer is. Eens en vir altyd. Die volgende gedeelte is in Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus.
Dis wie jy is. Jy is geregverdig. Ek wil vir jou sê dat jy kan niks doen om jouself te regverdig nie. Dis wat hy gedoen het. Hy verklaar ons dit. En dan 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ons het vanoggend dit beleef. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. Al hierdie teksgedeeltes praat van dieselfde ding. Dit verklaar dat ek en jy heilig verklaar is. Ons het posisionele heiligheid. Dis wie ons is. Jy is sy kind. Jy het dit vanoggend gesing ook. Ek is sy kind. Dis wie jy is. Maar dan kom iets anders by. OK? Nou ek wil dit so verduidelik en integriteit verduidelik ek gewoonlik so. As ek vir iemand moet sê dat die stoel waarop jy nou sit, se integriteit word bepaal deur wie? Die stoel? Nee. Die een wat die stoel gemaak het. Die brug waaroor jy ry, elke dag werk toe en terug. Die integriteit van daai brug was bepaal deur die ingenieurs wat hom gebou het. Nie die brug self nie. Die brug gaan nie een oggend besluit, ja, ek het nie integriteit nie. OK? Net so kan jy nie by 'n plek kom waar jy besluit oor jou integriteit nie. God sê vir jou, dis wie jy is. Ek het jou gemaak. Nou wil ek jy moet dit ontdek. Dis wat integriteit is. Jesus sê, jy is heilig, jy's perfek, jy's geregverdig, jy is 'n nuwe skepsel. Maar dan kom ons by die volgende ene. Progressiewe heiligmaking of sanctification. Jy sien die eerste een as ons in Engels gaan sê you are justified. Nou sê ons you are being sanctified. Jy is besig om hierdie pad te stap want dit is 'n pad en dit is 'n pad wat jy moet stap. Om nou by 'n plek uit te kom dat jy lyk soos die uitspraak wat oor jou gegee is, wat oor jou gesê is. Julle is alreeds, leef dan so. Dis eintlik wat die Here kom sê. Sien ons gewoontes en ons optrede en ons denke en ons gedagtes en ons karakter moet nou belyn met dit wat die Here eintlik klaar gesê het. Ek weet dat partykeer kom ons by 'n plek waar jy nie glo wat hy oor jou sê nie. Maar dit verander nie die waarheid nie. Ons het hierdie nuwe posisie in Christus en ons moet begin om te skaaf en te skuur, om begin om so te lyk. Dan is daar versies soos U is die pottebakker, ek is die klei, vorm my en maak my net soos U wil, maak dan meer sin. Is dit maklik? Nee. Is dit die beste vir jou? Ja. Nou weer eens wil ek jou terugvat as jy as ouer optree en jy sê vir jou kind iets. Jy wil hulle belyn om die beste vir hulle te hê. Is dit vir hulle lekker? Ek beloof vir jou dit is nie. Is dit vir hulle goed? Ja. Net so wil die Here kom en hy wil jou kom vorm. Lees gou saam met Efesiërs 4 vers 15 wat sê, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof. Ons gaan nie by 'n plek kom waar ons sê, ek is so gemaak en so laat staan, ek is nou maar 'n mens nie. Nee. Nuwe skepsel, die ou het verbygegaan, die nuwe het gekom. Ons gaan groei. Kolossense 1 vers 28 sê, kom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring.
Hierdie is nie 'n afgehandelde proses nie. Hierdie is 'n elke dag ek gaan opstaan en ek gaan loop. Dit is om sekere habits in jou lewe te kweek sodat jy weet. Hy liedjie wat ons gesing het toe ons klein was, lees jou Bybel, bid elke dag, is 'n goeie gedagte, dis 'n goeie idee, doen dit. Hoekom? Want dit wys vir my wie ek is. Maar Willem, dis nie wie ek is nie. Nee, dit is eintlik. Dit is eintlik. Ek wil gou vir jou nog beter verduidelik. As jy gaan kyk na ons natuur, is daar 'n verskil tussen 'n varing en 'n eikeboom. Daar is. Okay? En ek wil vir jou sê dat 'n varing sal nooit 'n eikeboom wees nie. Hy kan probeer. Okay, hy kan elke oggend vir hom sê, ek's 'n eikeboom, ek's 'n eikeboom, ek's 'n eikeboom, ek's 'n eikeboom. Jy gaan nooit 'n varingtafel hê nie. Okay? Nooit. Jy gaan nooit hierdie stuk meubel in jou huis hê wat jy gaan mense nooi en sê, kom kyk na my varingmeubels. Hy kan nie. Enigste manier vir 'n varing om 'n eikeboom te word is as hy 'n transformasie ondergaan en die Skepper kom sê, ek maak jou iets nuuts. Dis die enigste manier. En ek wil vir jou sê dat as ons praat oor integriteit, dan praat ons nie van behavior modification nie. Ons is nie in die besigheid om vir jou te sê, wees net beter nie. Ons is nie in die besigheid om vir jou te sê, hierdie is wie jy is, wees dit. So as jy die pressure voel van, ek moet nou net beter wees, haal dit van jouself af. Want dis nie wat Christus van jou verwag nie. Dis nie wat hy oor jou sê nie, dis nie wat hy van jou wil hê nie. Dis wat ons nou gelees het in 2 Korintiërs 5 wat sê ons is 'n nuwe skepsel, ons posisie verander en die oomblik as jou posisie verander en nou het ek posisionele heiligheid, dan kan ek begin om te loop in hierdie nuwe manier van loop. Want jy sien 'n klein eikeboom het alle potensiaal om 'n groot eikeboom te word. Alles wat hy nodig het om daai boom te wees wat massive is, waarvan meubels gebou word, wat soveel use het vir ons, is binne in daai klein plantjie. Maar daai klein plantjie is nog besig om te groei. Elke dag. En dis wat ek en jy moet doen. Ons moet groei in ons karakter, ons moet groei in ons verstaan van wie die Here ons sê ons is. Ons moet groei in wat ons sien, hy oor ons sê. Tot ons by 'n plek kom, maar ons werklik waar begin leef, soos wat hy wil hê ons moet leef. Ek wil hê jy moet besef dat, ek kan hom nog 'n stukkie verder vat, voor ek Romeine toe gaan. Van my familielede het baie jare terug Nieu-Seeland toe geïmmigreer. En toe hulle daar aankom, obviously is hulle nog nie Nieu-Seelanders nie. Okay, hulle het nog nie welkom en jy is nou Nieu-Seelander nie. Jy moet eers vir 'n paar jaar daar bly, leer hoe hulle werk, dan 'n toets skryf en dan kry jy jou citizenship en dan is jy 'n Nieu-Seelander. Maar die ding is, hulle leef ook nie soos Nieu-Seelanders nie. Hulle is nog Suid-Afrikaners, jy weet, hulle braai nog, hulle doen daai dinge, hulle doen wat Suid-Afrikaners doen. Maar die oomblik toe hulle daai toets skryf en hom slaag, geluk, jy's nou 'n Nieu-Seelander, maar my optrede lyk nog nie so nie. Dit gaan 'n paar jaar vat. Vandag as ek met daai familielede, as ek hulle op Facebook sien, hulle is Nieu-Seelanders, hoor. Hulle braai op gas. They call it a barbecue. Dis net nie dieselfde nie. Ek dink hulle skryf in vir Nieu-Seeland en nie vir die bokke nie. Hoe's daai? Ons moet hulle maar afskryf.
Maar ek wil die spanning van jou afhaal vandag. As jy by 'n plek is waar jy voel, maar of die vyand val my so aan, of ek leef nie op na dit wat Christus wil hê ek moet wees nie. Haal vandag daai spanning van jou af en kom by 'n plek waar jy sê ek is besig om hierdie pad te stap. En hierdie pad is nie noodwendig 'n maklike en lekker pad nie, maar dit is die uitspraak van Christus oor my lewe. Dan sien, as die wêreld kom en kom gooi hom met 'n klomp goed, dan kom gooi hom met condemnation. Hoor gou wat sê Romeine 8 vers 1. Therefore, there is no more condemnation for those who are in Christ. Hy condemn jou nie. Hy gaan nie vir jou sleg sê nie. Hy kom by 'n plek waar hy jou nie aankla nie. Ek wil jy moet besef, die oomblik as ons dalk hamartia, die merk mis, as ons begin sondig, as ons mis dit wat Jesus oor ons uitgespreek het, dan kom hy en hy kom haal jou nie uit nie. Raai wat doen hy? Hy kom nooi jou uit om te groei. Net wat hy eintlik oor jou sê. Dis wat hy doen. Hy kom sê, wees wie ek sê jy is. Hoor wat sê Filippense 1 vers 6. Ek is veral daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Jy is gered. Jy's besig om gered te word. En eendag sal jy volkome gered wees. Dis 'n pad wat ons stap. Dis die wete dat ons vas staan in hom. Maak nie saak wat nie. Dis die wete dat hy 'n uitspraak gehad het oor my en ek wil hê jy moet vandag by 'n plek kom waar jy hierdie uitspraak aanvaar wat hy oor jou lewe gee. Want hoe leef ek met integriteit? Ek is wie hy sê ek is. En dalk sit jy vanoggend hier en jy sê, maar ek weet nie eens of ek posisionele heiligheid het nie. Ek het nog nooit by 'n plek gekom waar ek eintlik besef het ek my hele lewe oorgee vir hom en soos hierdie mense vanoggend gedoop word nie. Net om te sê, ek maak 'n verklaring dat ek lê my ou lewe af. En ek wil lewe in die konteks van wat hy oor my sê. Dan wil ek vanoggend saam met jou bid. En dis die most beautiful ding om net te doen, om te sê, Here, ek vertrou U. En ek wil saam met U hierdie pad stap, wat vir my gaan wys wie U my gemaak het om te wees. Maar dalk sit jy vanoggend ook hier en jy sê, maar ek voel so skuldig oor die goed wat ek verkeerd doen, dat ek die hele tyd voel dat ek moet net weer terugkom na Jesus toe en sê, Here, ek is jammer, kan ek weer 'n kind wees? Jy sal altyd sy kind bly. Ja, draai terug na hom toe. Maar besef dat hy wil hê jy moet groei. Hy wil hê jy moet instap in die volheid wat hy vir jou wil hê. So daar waar ons is, kom ons sluit met ons oë. Here, ek wil vanoggend kom bid saam met mense wat dalk vanoggend sê, ek wil hierdie posisionele heiligmaking, hierdie plek waar ek gered is, waar U sê ek is geregverdig. Ek het dit nog nooit beleef nie, Here. Ek wil vanoggend by 'n plek kom waar ek my hele lewe voor U wil kom neerlê en sê, regverdig my. Nie omdat ek iets kan doen om geregverdig te word nie, maar omdat U alreeds iets aan die kruis gedoen het vir my. Ek kom aanvaar daai as 'n waarheid oor my lewe en ek wil dit aanneem as my volle waarheid, o Vader. En ek besef ek het 'n redder nodig om te kan lyk soos wat U wil hê ek moet lyk.
Dankie vir dit wat U in mense se lewens doen vanoggend, o Vader. Maar Here, ek wil kom bid vir mense wat met skuldgevoel staan of met ek word rondgegooi staan. Ek wil kom bid, o Vader, wys ons wie ons is. Want die uitspraak oor ons is groter as wat ons kan dink of droom. Jy sê vir ons dat U is meer ingestel op ons karakter as ons comfort. En ek wil kom bid, o Vader, help ons om dit te ontdek. Die volheid van wie ons is in die konteks van Christus. Ek kom sê vir U dankie vir dit, o Vader. Amen. Ons gaan nou 'n sang saam sing wat net vasmaak dat ek en jy is wie hy sê ons is. En in hom is daar nie beweging nie, dis vas. We are so secure in him. So kom ons staan en maak ons daai verklaring volgens.